Shabbat Shalom, goeiemôre mense van my kant op hierdie pragtige Shabbatoggend en ek groet jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua, ons verlosser, ons saligmaker. Hy's die weg en die waarheid en die lewe en baie welkom by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel en meer welkom in die klaskamer van Heilige Gees. Halleluja. Nou ek is weer eens in die tabernakel op die plaas De Kuilen. Nou ek het verlede week genoem dat baie mense stap deur hierdie tabernakel en die ervaring wat mense beleef wanneer hulle hier deurstap is net eenvoudig asemrowend. So dis vanoggend weer eens vir my so lekker om jou te kan bedien uit die tabernakel uit en spesifiek die gedeelte van die heilige wat net voor die allerheiligste is. Onthou verlede week toe praat ek van die tabernakel het 3 indelings. Dit is die voorhof, dan die binnehof of die heilige en dan die allerheiligste. So ek staan in die heilige gedeelte waar die menorah brand. Nou die menorah is eintlik die simbool van gees, die attribute van die Heilige Gees in Jesaja hoofstuk 11 vers 2. En dat ons daardie attribute sal aankleef in ons lewens. Nou jou lewe behoort nie aan jouself nie, want jy's die tempel van Heilige Gees. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19 tot 20. En boonbehalwe dit, jy's gekoop, jy's duur betaal, jy's gered van die vloek van sonde, jy's gered van 'n ewige dood, want in Meester Yeshua, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, het ek en jy die gawe van die ewige lewe in wat hy gedoen het vir my en vir jou op Golgotha, die volmaakte werk, toe hy uitgeroep het, dit is volbring, het alles verander, het alles vernuwe. Nou daai alles vernuwe beteken dat die koninkryk van die hemele het naby gekom. En dis 'n nuwe dimensie. En daarom moet ek en jy opgelei word. Ek en jy moet opgelei word oor hierdie tempel. Ons weet nie hierdie is die tempel nie. Ons is nie opgelei nie. Ons het soveel leuns vertel. Ons weet nie wie is hierdie tempel nie. Die oomblik wanneer jy weet wie is Vader en wat hy van jou verwag en wie is Heilige Gees om jou te lei in die spore van geregtigheid en om te weet wie is jy. Mense, dan verander jou lewe, jou spraak verander, jou optrede, jou besluite, jou reaksies, alles verander, jou denkpatrone verander. En dit kom in lyn met Vader se woord. En dis hoekom ons in die klaskamer is van Heilige Gees. Wat 'n voorreg om jou weer vandag hier te kan bedien uit die klaskamer van Heilige Gees. En ek het verlede week vir jou gesê, ons moet op 'n plek kom waar ons tyd spandeer in sy klaskamer, by die voete van Meester Yeshua, soos Maria. Martha was besig. Wat gaan jy maak as Meester Yeshua by jou huis instap? Gaan jy gou die koppies was en die vloere blink maak en die stoepe was en seker te maak jy die regte beddegoed op en die gordyne moet mooi getrapeer word? Wat gaan jy doen? Jy gaan al hierdie goeders doen wat tydelik is. Weet wat, ek sal alles los. Ek sal alles los en ek sal net by sy voete gaan sit om na sy stem te luister. Weet jy hoekom? Daar is soveel stemme. Daar is soveel inspraak in ons lewens, deur sosiale media, deur mense, deur families, deur kerke, soveel dwaal, soveel dinge wat plaasvind op hierdie stadium, wat soms reg lyk, maar die einde daarvan is die weer van die dood. Maar ja, kom ek en jy bid saam, en ons vra Vader om ons te seën op hierdie pragtige Saterdag Shabbat, terloops, dis die 7de dag. Dis 'n heilige dag. Dis 'n geseënde dag. En vanweë die feit dat jy vandag ingeskakel is, verklaar ek die seëninge van Psalm 133 op jou lewe. Want die oomblik wanneer daar eenheid is, wanneer ons in eenheid staan met mekaar, dan is daar salwing. Salwing breek die jukke, man. Nommer 2, daar's die dou van die berg van Hermon, wat deurloop, met ander woorde, dis water. Dit gee lewe, dat ons sal staan in die stroom van lewende waters. Halleluja. En dat jy die seëninge sal ontvang wat Vader sal gebied. Engels sê dit mooi, sê, I will command my blessings upon you. Halleluja. Kom ons bid saam. Abba Vader, Hemelse Vader, is die Heilige van Israel, is die Alef, is die Taf, is die begin, die einde, die eerste en die laaste. En ons kom op hierdie pragtige Saterdag Shabbat en ons kom buig aan aanbidding voor die aangesig. Ons bely en verklaar dat U is die bron van alle bestaan. U is die bron van ons lewe.
En ek wil my hande ophef na die hemel. Om net te sê, my afhanklikheid is by U en by U alleen. Gees van die lewende God, ek bid in hierdie dag, dat U ons in hierdie klaskamer sal toerus, met wysheid, met insig, met raad, met sterkte. En dat ons weer, Vader Jahwe, sal vrees vir wie hy is, want hy's heilig, hy's soewerein, hy's alomteenwoordig. Vader, so my gebed in hierdie môre is vir elke persoon wat ingeskakel is, dat ons bewus sal word van U grootheid en U almag, en ook U onnaspeurlike liefde en genade wat U oor ons lewens uitstort, elke dag. Dankie dat U ons bewaak en bewaar het van die dood en die pes en die onheil en die siekte. En ek bid in hierdie môre, Vader, daar waar daar siekte is en daar waar daar ongemak en onvrede is, bid ek in hierdie môre in die naam van Meester Yeshua, die naam bo elke naam, dat U die uitkoms sal gee, dat U die genesing sal bewerkstellig, dat U die kalmte en die rustigheid sal bring, Vader, dat ons die shalom vrede sal ervaar vanweë U teenwoordigheid, want U teenwoordigheid is hemels. Ek bid in hierdie dag, Vader, dat ons wat inbeweeg vandag in die klaskamer van Heilige Gees, dat ons toegerus sal word met die absolute waarheid, die waarheid van U woord. Vader, na die waarheid ons sal vrymaak, dat ons vandag verlossing sal beleef en ervaar, dat ons U genade onbeskryflik groot sal ervaar in ons lewens. Vader, dis my gebed, en dis my roepe vandag, vir elke persoon wat ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel, en my gees roep uit, halleluja, halleluja, prys sy wonderbare naam. Mense, ek wens jy kon ervaar wat ek nou ervaar. Hier's 'n salwing in hierdie plek. Hier op die grond hier langs my is die 12 stamme van Israel. Reuben, Zebulon, Gad, Juda, Naphtali, Dan, Benjamin. En dan ons gebruik hierdie goed alles om te bedien op die plaas tydens Pesach en ook tydens Sukkot. So ek voel ek is weer in daai atmosfeer van dit is so spesiaal. So spesiaal. Terwyl ek met jou praat, terwyl ek nou hierdie gebed gebid het, is my hele lyf hoendervleis. En dit is moeilik om dit met jou te deel op die kamera, maar ek hoop en vertrou dat jy dit ook kan ervaar. Weet jy, ek kyk so uit na al die kleure wat in hierdie tabernakel is, die blou en die pers en die rooi en die wit en die reinheid en die bloed van die lam en die koninklikheid en die hemelse ervaring en die dak is 'n pragtige wit, dat ons net onder hierdie atmosfeer van sy reinheid sal instap, om afgesonderde manne en vroue te wees in sy teenwoordigheid. En dis die plek waar ek wil wees. Ek wil by sy klaskamer instap, en ek wil toegerus, ek wil my gees oopmaak, dat hy kom download in my lewe, sy onderrigting in my lewe, sodat ek vir hom welgevalle, heilige en 'n aanneemlike offer sal wees. Dis my gebed. Weet jy, ek raak sommer weggevoer. Dis so amazing. Ek wens jy kon nie gewees het. Man, ek nooi jou volgende keer om by my te wees, dat jy net kom ervaar wat ek hier ervaar. So baie welkom. Welkom in die klaskamer van Heilige Gees. En mense, ek en jy het opleiding nodig. Ons het opleiding nodig om te weet wie is in ons. Ons ken so die duiwel en die hiërargie van die duiwel en die planne van die duiwel, en ons weet wat die duiwel wil doen. Ons ken die name van die duiwel. Ons weet dis Beelzebul en dit is Lucifer en dit is Hasatan en dis 1000 dinge en dit is Abaddon en dis Apollyon. Ons ken hy name, maar ons ken nie eens die werklike naam van ons hemelse Vader nie. Ek het die woord in my hand. En hierdie woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Hierdie woord is die kompas van die lewe. En wie wat doen Heilige Gees? Wanneer ons in die klaskamer inbeweeg, dan maak hy hierdie woord 'n realiteit in ons lewe. Hy bring dit prakties in my en jou lewe in. En wanneer ek vir jou sê dat ek en jy ons is in die klaskamer van Heilige Gees. En ons is die tempel van die Heilige Gees. Wanneer ek dit vir jou sê, dan snap mense dit nie. Hulle weet eintlik nie wie is jy nie. Onthou net, my liggaam is die voorhof, dis die weg. So ek moet gaan kyk wat ek met my liggaam doen. Ek kan nie net tattoos op my liggaam gaan sit omdat dit dalk mooi lyk nie. Tjoh, mense, dit is verskriklik. Ek kan nie net in my keel ingooi en eet wat ek wil eet nie. Ek is set apart.
Ek kan nie onrein kosse inbring in my liggaam nie, in my tempel nie. Ek kan nie goed doen in my liggaam wat onrein en wat onheilig is nie, want ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort nie. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons is geskep op hierdie aarde om hom te behaag in alles, in my denkpatrone, in my praat, in my besluite, in my reaksies, in elke area. En mense, hierdie is 'n nuwe wêreld. En die koninkryk van die hemel het naby gekom, is 'n nuwe wêreld. En ek en jy moet toegerus word. Ons moet toegerus word. Hier kom kuier iemand 'n rukkie terug op die plaas vir ons en hulle kry toe 'n leenvoertuig. En hierdie persoon sê, hoor jy, ry asseblief veilig met hierdie voertuig. Hulle sê nie, hulle sal. Weet jy, hulle ry so versigtig. En hulle maak hierdie kar skoon en hulle maak doodseker die pad wat hulle ry. Hulle kyk na die banddruk, hulle kyk na die olie, na die hoeveelheid olie en die oliedruk, hulle kyk na die battery, hulle doen alles. Want hulle weet, binnekort gaan hulle hierdie voertuig moet teruggee en hulle wil dit teruggee in 'n beter kondisie as wat hulle dit ontvang het by die eienaar. Ek en jy behoort nie in onsself nie. Ons is geleen. Ons gaan eendag moet teruggee wat ons met hierdie liggaam gedoen het. Jy moet oppas. Jy kan nie ingooi en doen en kyk en hoor na jou smaak nie. Jy kan nie, jy moet dit doen tot eer van sy naam, want jy is die tabernakel, die tempel van die Heilige Gees. En boonop is jy duur gekoop deur die bloed van die lam. Jy's 'n eiendomsvolk vir hom. Jy kan nie leef soos jy wil nie. Jy kan nie praat soos jy wil nie. Jy kan nie plekke gaan besoek soos jy wil nie. Jy kan nie op jou foon of op jou rekenaar na goed kyk wat 'n gruwel is in Vader se oë nie. Jy kan nie. Jy moet 'n keuse maak. Jy het 'n geleende voertuig. En hierdie voertuig moet jy teruggee binnekort aan die oorspronklike eienaar, want toe jy in die moederskoot gevorm was, het hy jou by die naam geroep. Jy's 'n eiendomsvolk. Bly gesaam met my na die boek van 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 18. Gee dank in alles. Jy al vanoggend gesê, Abba, ek is dankbaar. Ek is dankbaar om in die klaskamer in te beweeg van Heilige Gees, om my te onderrig en my toe te rus na aanleiding van u woord wat 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad is. Vader, dat hierdie woord gestalte sal kry in hierdie tabernakel of in hierdie tempel. Ek gee dank in alles, want dit is die wil van Elohim. Hou op klaar. Hou op klaar. Toe die volk uitstap uit Egipte uit, het hulle ons hemelse Vader nie geken nie. Hulle het nie sy stem geken nie. Hulle het nie geweet wie is hy nie. Hy het hulle uitgered, hulle het die wonderwerke gesien, hulle is verlos deur die bloed van die lam, onskuldige diere in die deurposte. Die bloed van die lam het hulle verlos en die bloed van die lam het hulle beskerm. So hulle is uit Egipte uit verlostes. Hulle is deur die Skelfsee of deur die Rooi See, hulle is gemietva met dieselfde opstandingskrag, kom hulle aan die ander kant uit en nou stap hulle na die berg van Sinaï toe. Hulle weet nie wie hy is nie, hulle moet leer wie hy is. Hy moet aan hulle openbaar wie hy is. Hulle het hom nie geken nie. Hulle het nie geweet wat hy van hulle verwag nie. Dieselfde met ons. Ons is ook tot bekering gebring vanweer die inspraak van Ruach, die Heilige Gees. Nou moet ons leer wie is Vader. Ons moet leer wie is ons. Ons moet leer wie is Heilige Gees om ons op hierdie pad te vat, om ons te bring by die berg van Sinaï, sodat hy sy kontrak vir ons kan gee as sy bruid en om van daar af te wandel en te leef tot eer van sy naam. Ons moet dit doen. En daarom moet ons tyd spandeer in sy klaskamer. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 18. Gee dan dank in alles, want dit is die wil van Elohim, in eenheid met meester Yeshua, die gesalfde een in julle. In julle. Ons weet dit nie. Dis hoekom mense shorthand praat. Hulle praat kritaal. In Efesiërs hoofstuk 4, gaan lees dit asseblief, vanaf vers 17 tot en met 32, kan jy sien hoe lyk die ou mens. Die ou mens se harte was verhard. Hulle het geen lewe wat die lewende God aan ons skenk nie. Hulle wandel met verduistering. Hulle oë sien nie. Hulle sien maar hulle sien nie. Hulle hoor maar hulle hoor nie. En ek en jy is in hierdie maand, moet ons kom leer, wie is Heilige Gees? En wat kom maak hy met sy woord in ons? In ons. Want hierdie woord sê, om in eenheid te staan met meester Yeshua, die gesalfde een in julle. Mense, ek dink nie ons snap, hoe groot is dit nie. Ek dink nie ons snap nie.
En daar moet ons tyd spandeer in die klaskamer van Heilige Gees om ons toe te rus om te weet, maar wie is hy wat in my woon? Abide in me and I will abide in you. Johannes hoofstuk 15. Romeine hoofstuk 10 vers 8. Maar wat sê dit? Vraagteken, wat sê dit? Naby is die woord in jou mond, naby is die woord in jou mond en in jou hart. So, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So wat praat jy? Waarin jy dink, word jy. Waaraan jy dink, sal jy wees. Net wat 'n man dink, dit sal hy word. So die woord is in my mond, hy's in my hart, ook die woord van geloof, wat ek en jy verkondig. Nou kom die vraag, wat verkondig jy? Wat praat jy? Gee jou spraak jou weg. Want jy spandeer vandag, en jy het verlede week tyd spandeer in die klaskamer van die Heilige Gees, jy het ingekom met 'n stuk papier, of het ingekom met 'n boek, en met 'n pen en papier en 'n potlood en 'n uitveer en 'n liniaal, en jy het aantekeninge gemaak, dat die Heilige Gees jou leer. So wat verkondig jy? Wat is in jou mond? Hoe praat jy as jy onder druk kom? As ek 'n lemoen druk, kom lemoensap uit. As ek 'n appel druk, kom appelsap uit. En as ek jou druk, wat kom uit? Wat kom uit? Wat verkondig jy? Verkondig jy oorvloed? Verkondig jy sukses? Verkondig jou mond openbaringskennis van Vader, die wil van Vader in jou lewe? Verkondig jy weet dit wat Vader van my en van jou verlang in hierdie lewe, dat jy dit verkondig? Weet jy wat hy van jou verwag? Weet jy wie is hy? Ken jy sy karakter? Ken jy sy wil? Ken jy sy plan vir jou lewe? Ken jy dit? Ken jy jou roeping in jou lewe? Nee, ek ken dit nie. So wat praat jy? Wie rus jou toe? Wie onderrig jou? Verlede week toe sê ek vir jou, 1 Johannes 2 vers 20, hy sê, julle het die salwing van die Heilige Gees en julle weet alles. So as jy verkondig oorvloed en sukses, want dit is wat Abraham geniet het, dit is wat Isak geniet het, dit is wat Jakob en Dawid en Salomo geniet, hulle het oorvloed en sukses geniet. Of jy verkondig bankrotskap, jy verkondig sukkel, jy verkondig depressiwiteit, negativiteit, jy verkondig, jy gaan nooit sukses behaal nie, jy het nie 'n toekoms nie, jy het dit nie in jou om dit te behaal nie, maar die Gees van God woon in jou. Ek bedoel, hoe werk dit? Frik, is hierdie nie prosperity nie? Nee. Hierdie is, ons ken dit nie, dis hoekom ons maklik hierdie aannames maak. Mense, ek is 'n man wat verkondig om belangrik, gehoorsaam te wees. Deuteronomium 28 vers 1 en 2, om gehoorsaam te wees aan Vader se gebooie, sy instruksies en sy verordeninge, sodat hy jou kan seën. Ek doen dit nie vir daai rede nie, ek doen dit omdat ek vir hom lief is, en omdat Meester Yeshua sy lewe vir my afgelê het, en dis genade, daarom het ek die gawe van die ewige lewe. Ek doen nie die wet en die Torah en die feeste en die gebooie om daardeur die ewige lewe te kan kry nie, want ek sal nooit kwalifiseer vir dit nie, maar ek kwalifiseer vanweë sy genade oor my lewe en die volmaakte werk op Golgotha. Daarvoor kwalifiseer ek. En weet jy wat, ek het niks daarvoor gedoen nie. Dis 'n vrye gawe. Dis 'n geskenk. So, jy het wat jy sê. En as Vader jou kan seën na die rykdomme van sy heerlikheid, dan wil hy jou seën, maar jy moet in lyn kom met sy woord, jy moet onderrig word deur Heilige Gees, en daarom is jy in die klaskamer van Heilige Gees. Wat verkondig jy? Nee, ek gaan dit nie maak nie. Nee, elke 6de maand, ek het dit verlede week gesê, elke 6de maand is Toppie Balje my deur, hy kom haal my kar, en hy kom haal my meubels, en hy kom haal my yskas. Nee, ek verkondig dit. Of verkondig jy dat jy sal lewe en die oorvloed daarvan sal geniet, want jy ken die weg en die waarheid en jy ken die lewe. Of is jy maar net op hierdie aarde as 'n marionet en jy word maar net beheer deur die omstandighede van hierdie wêreld? Nee man, nee. Ek en jy is 'n koningskind. Ek werk vir die heilige van al die heiliges. Vader Jahwe, die almagtige, die heilige van Israel. Ek is in diens van hom. Hoekom moet ek krepeer? Dit kan nie. Dit kan nie. Met ander woorde, ons maak eintlik sy naam tot niks. As jy die heel dag sê, maar weet jy wat, ek is depressed,
en die Satan val my aan, en ek is negatief, en dit gaan nie werk nie, en dit is te veel, en dit is te groot. Dis die reëse in jou land Kanaan, wat jy nie gaan beerwe nie. Jy gaan in die woestyn tot sterwe kom, en jy gaan jou beloofde land nie sien nie. 1 Korintiërs, hoofstuk 2, vers 9 tot 13. Voor ek daarby begin, voor ek hierdie gedeelte vir jou lees. Ek het in my lewe nooit gedink ek gaan op 'n plaas opeindig. En ek het nooit gedink, regtig in my lewe, dat hierdie plaas gaan omskep word in 'n bedieningsplaas nie. Nooit. Dit het nie in my hart opgekom nie. Ek het dit nie gesien nie. Ek het dit nie gegoogel nie. Ek het dit nie gedink nie. Nooit nie. Inteendeel, ek het nie die pad geken nie. Ek het nie die pad geken nie. Abba het net in ons gees kom praat, toe sê hy vir ons, julle moet trek. Trek julle wortels op en trek. Abba, waarheen? Ek sal vir julle wys. Ek sal vir julle wys. Vertrou jy my? Vader, ons vertrou u. Waarheen gaan ons? Ek sal vir jou wys. Wat gaan ons daar doen? Ek gaan vir jou wys. Nou is ons hier, amper al 2 jaar. En ons het Pesach gehad in 2024, ons het Sukkot gehad in 2024, ons het nou Pesach gehad in 2025, en ons het nou Sukkot in 2025. En die goed wat ek beleef, en die goed wat ek ervaar, het ek met my oë nie gesien. Het ek nie kon dink nie, ek het nooit in my lewe aan 'n plaas gedink nie. Nooit nie. Ek het nooit gedink om 'n bedieningsplaas te bou, soos wat dit vandag staan, op die plaas te Kuilen in die hartjie van Namakoland nie. Oor hierdie skrifgedeelte. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, het Vader Jahwe die Almagtige gereed gemaak vir die wat hom lief het. Vir ek het jou lief, met alles binne in my. Met alles. En ek het geen geheim om dit bekend te maak, om te sê, hy is die bron van alle bestaan, hy is die bron van my lewe nie. Dis die tweede keer dat dit gebeur in my lewe. Die eerste keer, toe Vader vir my na Mila sê, bedank. Toe sê ek, Abba, wat gaan ek doen? Hy sê, vertrou jy my? Ek sê, ek vertrou u. Bedank. En ons bedank dadelik. Ek pak net daarop en ek ry terug en ek bedank. Ek dink nie eens 2 keer nie. Ek het nie geweet waar dit vandaan gaan kom nie, ek het nie geweet hoe Vader vir ons gaan sorg nie. Hier staan ek nou 'n hele paar jaar later, 10, 11, 12, 13 jaar later, staan ek hier voor jou, in die plek van waarheid, in die tabernakel, op die plaas te Kuilen, 'n bedieningsplek waar ons sy heilige naam eer en verheer, en mense wat die oog nie gesien, wat die oor nie gehoor, wat die hart in die mens nie opgekom het nie, is gereed gemaak hier. Op 'n bo-natuurlike manier, vir die wat hom lief het. Ek moes geleer het wat dit is. Ek moes geleer het in die klaskamer van Heilige Gees, om op Vader te vertrou. As hy gesê het so, dan sê ek dit so. As hy sê staan op, dan staan ek op. As hy sê onttrek, dan onttrek ek. As hy sê trek, Noord-Kaap toe, Abba, wat gaan ek daar doen? Vertrou my. Vertrou my. Ons moet geleer word wat dit is. Hierdie is die tempel, hierdie is die tabernakel. Ek moet gaan waar hy is die eienaar. Ek is net geleen. Hy is die eienaar. Ek moet gaan waar die eienaar vir my sê, ek moet gaan. Ek is sy ambassade. Ek moet gereed gemaak word. Ek moet onderrig word deur sy Ruach. Ek moet in die klaskamer tyd spandeer. Ek moet verstaan wat is sy verborgenhede, wat hy wil tuisbring. Ek moet verstaan wat is sy karakter en sy wil. Hy sê, julle het my salwing en julle weet alles. Vers 10, 1 Korintiërs 2. As ons dan, wat Vader Jahwe die Almagtige, dit deur die Gees bekend gemaak het, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van Elohim. Dink gou daaraan. As jy in die klaskamer instap van die Heilige Gees, sal die Gees alle dinge deursoek, ook die diepste geheimenisse van Elohim. En daai diepste geheimenisse sal hy aan jou kom bekend maak in die klaskamer van Heilige Gees. Waar moet ek sit? By die voete van Meester Yeshua. Hoor mooi, die diepste geheimenisse van Elohim. Mense, ons snap dit nie. Ons snap dit nie. Ons lees ons woord. Maar ons snap nie wat hier staan nie. Ons ken hom nie. Toe die volk uittrek uit Egipte, het hulle hom nie geken nie. Hy moes homself aan hulle gaan openbaar het vir 50 dae, tot hulle hom ontmoet het op die berg van Sinai. En toe hy uiteindelik met hulle praat, druk hulle ore toe. Hulle sê, Moses, ons kan nie na hom luister nie. Wees jy ons middelaar? Ons kan nie, Moses.
Aan ons dan het Vader Jahwe die Almagtige dit deur die Gees bekend gemaak, met ander woorde in die klaskamer. Want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van Elohim. Watter mens ken die verborgene dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? Watter mens? So ken niemand die verborgene dinge van die lewende God nie, behalwe die Gees van die lewende God. So waar moet ek en jy wees? In sy klaskamer, om wat te bereik? Om ons toe te rus, wat is die diepste geheimenisse van die lewende God in ons lewens, want ons is sy tabernakel. Hierdie tabernakel is nie gebou met menshande nie. Hierdie tabernakel het hy geformeer uit stof uit, sodat sy heilige naam verheerlik kan word. Ek hoop jy verstaan dit. Vers 12. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van hierdie wêreld nie. Duidelik moet ons onderrig word deur sy Gees, want ons is nog so vas aan hierdie wêreld. Maar die Gees wat van Elohim kom, so weet ons wat Elohim ons uit genade geskenk het. Prys sy wonderlike naam. Vers 13. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde van menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Gees van die lewende God ons leer. Welkom in die klaskamer van die Heilige Gees. So wat leer die Heilige Gees ons? Die verborgenhede. Openbaarmaking van Vader se karakter. Openbaarmaking van sy wil. Wat ons moet doen om hom te behaag. Wie hy is in ons lewe. Wie is die ruach in ons lewe? Wat beteken die woord in ons lewe? Ons ken nie sê die woord nie, mense. Ons ken nie die woord nie. Ons kan 'n skrifgie quoteer en sê ek, okay, waar staan dit? Nee, ek weet nie. Ons moet leer, die Heilige Gees moet ons leer. Hy sê die woord, hy sê, dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde, wat die menslike wysheid ons leer nie, want hulle het vir ons gelieg. Ons moet unlearn wat die kerke ons geleer het. Maar met die woorde wat die Gees van die lewende God ons leer. Ek hoop jy snap dit, sodat ek en jy in verligte oë kan wandel, om te weet, wat is die roeping op my en jou lewe, sodat ons in 'n volgroeide man kan groei, in die rypheid van geloof, en dat sy koninkryk, sy naam hierdeur verheerlik word. Halleluja! So mense, dis die klaskamer van Heilige Gees, en ek en jy het opleiding nodig, oor die dieper geheimenisse van Elohim. Wie maak dit openbaar? Die Gees. En ek sê weer, ons moet unlearn wat hierdie wêreld ons geleer het. En so verklaar ons dan die geestelike dinge. Dis hoekom 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3 sê, hy sê julle wapens is nie vleeslik nie, maar geestelik. Sodat ons toegerus kan word deur die ruach in die klaskamer van Heilige Gees. Sjoe. Het jy al die Heilige Gees gevra, wat is die dieptes van u woord? Wanneer ek die woord lees, baie mense lees net die woord, dalk om jou eie gewete te sit, maar het jy al om te sê, Vader, ek maak die woord vandag oop. Wat is die dieptes van u woord? Wanneer ek die woord lees in die boek van Psalms en die boek van Job is natuurlik 'n baie diep boek. Wanneer ek die woord gaan lees in Johannes, ek maak gaan my woord oop by Johannes. As ek hier gaan lees, Abba, openbaar my deur u ruach, Gees van God, openbaar my die diepste geheimenisse van die lewende God in my gees. En wanneer ons toegerus word, en ons is opgelei, en ons is geleer en onderrig deur sy woord en deur sy Gees, om Abba te behaag, en ons wandel in sy weë, vanweë sy instruksie, en dis vir hom belangrik, verander ons lewe, verander jou lewe. Wat is dit om vandag te sê, Abba, ek maak my gees oop, om u te dien op die beste, wat u behaag, hoe u gedien wil word. Want onthou net, ons is die geleende voertuig, en binnekort gaan ek hom teruggee. Ek met hierdie liggaam, gaan ek verantwoording doen, wat ek met hierdie liggaam gedoen het, want ek behoort nie aan myself nie, inteendeel, ek is neergekoop. Kom ek vra jou goue vraag. Wat het die lewende God vir jou gereed gemaak? Dit wat die oog nog nie gesien het, dit wat die oor nie gehoor het nie, dit wat in die hart nog nie opgekom het nie, wat het die lewende God al aan jou lewe bekend gemaak? Dis nou die plek om te sê, Vader, leer my die inspraak van u ruach op my lewe. Meester Yeshua verklaar 2 goed wat nogal vir my belangrik is. Die eerste ene, hy sê die duiwel het kom steel,
slag en verwoes. Maar ek het gekom, sodat jy die lewe kan hê en 'n oorvloed daarvan kan geniet. Tweedens, hy sê, ek het gekom om die werke van die vyand te verbreek. Is dit wat hy gesê het? As hy dit gesê het, hoekom besef ons dit nie? Hoekom is ons nie opgelei in wat is die oorvloed van die lewe nie? Hoekom is ons nie opgelei om te wandel in sy weg en sy waarheid en sy lewe nie? Wie wat besef ek, mense? Ons het so ver afgedwaal. Ons weet nie meer wie is die heilige van Israel nie. Ons ken nie meer sy karakter nie. Ons weet nie wat hy van ons verwag nie. Ons weet nie hoe ons moet leef. Ons is so deur mekaar, want hierdie kerk sê dit en daai kerk sê dat en hierdie gemeente dit en daai YouTube ou sê dit en hierdie pastoor en hierdie dominee en hierdie professor en daai dokter. Ons weet nie meer nie. Ons het eintlik so goddeloos geword. Ons weet nie meer wat is dit om onderrig te word in die klaskamer van Heilige Gees nie. Ons weet nie. Een van die karaktereienskappe van Vader Yahweh, hy breek die werke van die goddelose. En ek en jy, ons gaan eendag rekenskap gee wat ons op hierdie aarde gedoen het. Hy sê my loon is by my en ek kom gou om elkeen te vergeld wat hy op hierdie aarde gedoen het. Ons gaan eendag rekenskap gee wat ons met ons liggame op hierdie aarde gedoen het. Jy moet dit vandag weet. Wat het ons met ons verantwoordelikheid gedoen wat Vader vir ons kom gee het? Onthou net, ek en jy die salwing. Ons het die Gees. Ons het die woord. Ons het sy teenwoordigheid. Hoekom sukkel ons altyd? Hoekom kan ons nie opstaan in die lewe van oorvloed geniet nie, wat hy dit vir ons kom gee het? En hy sê, vir hierdie rede het ek die werke van die duiwel verbreek. Hy kom, hy steel, hy slag, hy verwoes, maar ek het gekom sodat julle hoe kan wandel? In oorvloed. Hoekom lyk my lewe so op hierdie aarde? Ek het opleiding nodig, ek moet onderrig word, om Vader se seëninge te ontvang. Hoe doen ek dit? Vader, leer my wat u woord sê. En mense, dan gaan ek na die Torah toe, en die Torah leer my presies wat ek moet weet, om Vader te behaag. Ek dien hom, en ek is gehoorsaam aan sy gebooie, en sy instruksies, en dit is liefde. Meester Yeshua kom en hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Hoe staan jou saak met die Heilige Gees? Hoe staan jou lewe in terme van juist die tempel van die Heilige Gees? Hoe staan jou saak? Mense, besef jy dat ons onderrig moet word in die klaskamer van Heilige Gees? Want op 'n dag gaan die wolke oopskeer. Meester Yeshua gaan terugkom om sy bruid te kom haal. Hy is die bruidegom. Daar is reëls en regulasies in sy koninkryk en ek en jy moet toegerus word om te weet wat is sy regulasies. Met ander woorde, dis covenant. Ons staan in verbond. Filippense 3 vers 20. Hy sê, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook meester Yeshua, die gesalfde een, as verlosser verwag. So ek en jy wat wandel op hierdie aarde, ons is die tempels van Heilige Gees. Ons verwag die Messias. Nou sê die woord, hy sê, maar ons is nie burgers van hierdie aarde nie. Ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook ons meester Yeshua, die gesalfde een, as ons verlosser verwag. So Vader, lei my op in die skool van Heilige Gees, wanneer dit gaan plaasvind. My kind, wanneer jy my feeste verstaan, en jy eerbiedig my woord, en jy wandel in my gebooie, en jy erken my afsprake, sal jy weet. Ek sal die dieper geheimenisse van my openbaar aan jou, in my klaskamer van Heilige Gees, sodat jy sal weet. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 23, blaai gou soontoe. Hy sê, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. Hoe word ek volkome heilig? Ek moet in die klaskamer inkom van Heilige Gees. Ek moet weet wat dit is om te luister na die stem van Elohim. Sy woord moet gestalte kry in my binneste, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons meester Yeshua, die gesalfde een. Wat verwag hy van ons? Hy verwag van ons gehoorsaamheid. Wat verwag hy van ons? Hy verwag van ons heiligmaking, om afgesonder te wees. Hoe moet ons lewens lyk? Ons weet nie.
Hierdie een sê dit en hierdie een sê dat. Ons lewens moet so lyk om vir hom 'n welgevalle aanneemlike offer te wees. En daarom moet ek en jy in gereedheid kom. Ons moet weet wat hy van ons verwag. Ons moet weet wanneer sy koms gaan wees. Kan jy dit weet? Yes! Jy kan dit weet. In die boek van Amos sê hy sê, want Yahweh ons Elohim doen niks, tensy hy sy raadsbesluite aan sy knegte en profete geopenbaar het nie. Halleluja! So ek en jy kan weet. Het jy al ooit gedink, wat is die karakter van ons hemelse Vader? Kom ek lees dit gou vir jou. Hy beskerm en hy bewaar. Hy antwoord gebed. Hy versoen mense met mekaar en hy gee vrede. So wat doen jy? Oomblik wanneer jy skinder, oomblik wanneer jy kwaad praat en jy maak van iemand 'n monster by iemand anders, is jy besig om tweedrag te saai en dus 'n gruwel in sy oë. En baie min mense weet dit. Baie mense dink dis hulle reg om van iemand anders 'n monster te maak by ander mense, om tweedrag te saai. Mense, dan is jy 'n goddelose. Jy kan jou woord lees. Jy kan elke dag bid. Jy kan jou tiende bring. Maar as jou mond aangesteek is deur die helse vuur en jy beskinder mense en jy praat lelik van ander mense en jy maak van ander mense 'n monster, dan is jy 'n goddelose. Jy's 'n goddelose. En dit strook nie met die karakter van Elohim nie. Met ander woorde, jy het nodig om opgeleid te word in die klaskamer van Ruach HaKodesh, van Heilige Gees. Hy versoen mense en hy bring vrede. Wat doen jy? Wat doen jy? Bring ons vrede waar ons kom? Versoen ons mense? Of kies ons kant? Is ons partydig of onpartydig? Wat doen ons? Hoe reageer ons? Kan jy sien, ons het opleiding nodig in die klaskamer van Heilige Gees? Ons hemelse Vader, hy is die regter. En hy gaan eendag oordeel. En hy gaan verwag van my en van jou, wat het ons met hierdie tempel gedoen? Het ons die verantwoordelikheid wat hy ons gegee het ons dit opgeneem? Want daar gaan 'n oordeel plaasvind. Hy red, hy verlos, hy genees, hy skep, hy onderrig, hy doen die onmoontlike, hy breek vestings af, hoor mooi, hy verander omstandighede en hy vernietig die werke van die goddelose. Pas op hoe jy optree. Ons het nodig om in die klaskamer te sit van die Heilige Gees. Hy ondersteun, hy bemoedig, hy vermaan en hy dissiplineer. Oomblik wanneer ek mense vermaan, dan raak hulle kwaad. Hulle kuite is styf. Hulle het die kookstertjie syndroom, hulle wip hulle boude. Hy reinig en hy heilig. Dis ons Vader se karakter. Hy vul ons met sy krag en hy vergewe. Vergewe jy? As jy nie vergewe nie, sorry, dan het jy nodig om opgeleid te word in die klaskamer van Heilige Gees. Want jy gaan rekenskap gee wat jy met hierdie tabernakel of met hierdie tempel gedoen het. Hy roep mense, en wanneer jy nie wil hoor nie, wanneer jy aanhou en wanneer jy hardnekkig is en jy wil nie verander nie, gaan hy eendag vir jou sê, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Met ander woorde, dan is jy vervloek. So wat gaan gebeur? Hier was my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is dat ons hemelse Vader, Vader Yahweh die Almagtige, se karakter in jou lewe geopenbaar sal word. En dat jy gevul sal word, soos in hierdie menorah, met die 7 geeste van die lewende God in jou lewe, en dat jy die salwing van die Heilige Gees sal beleef en ervaar, en dat die jukke in jou lewe gebreek sal word. En dat jy 'n nuwe begeerte sal hê na sy woord, met kennis en insig, om die dieper geheimenisse van ons hemelse Vader te kan beleef en te kan ervaar, en dat dit verstaanbaar vir jou sal wees, dat jy sal lees met verligte oë, want die duiwel, die god van hierdie wêreld, hy het gekom en hy het sluiers oor ons oë kom trek, sodat wanneer ons die woord lees, dat ons die ware beeld van Elohim mis. Ons mis dit, ons mis die krag van sy woord. Ek bid vandag saam met jou vir prioriteite. Dat Vader se woord, sy koninkryk, heel eerste geplaas sal word, maar soek die koninkryk van Elohim heel eerste en sy geregtigheid. En dat ek en jy heilig sal leef, dat ons die dinge wat ongeregtig is sal los. Ek bid vandag vir jou gesondheid. Want Vader kom en hy sê deur die woord, hy sê, ek het gekom sodat jy kan lewe en 'n oorvloed daarvan kan hê. En ek bid vandag in die besonder vir die leiding van die Heilige Gees, sodat sy Gees jou kan rig en lei in sy weë,
sy instruksies en sy verordeninge, dat jy daarin sal wandel en dat jy geestelik sal volhard tot die einde toe en dan sal jy die oorwinning behaal. Dis my gebed vir jou. Dat ten spyte van omstandighede, ten spyte van vervolging, ten spyte van verwerping deur familie en vriende, ten spyte van waar die kerk jou verwerp, dat jy sal opstaan en uitstaan vir sy koninkryk. Want jy's onderrig in sy klaskamer, want jy weet wie Vader is, jy weet wie is sy Ruach, en hy gaan in jou openbaar wat jy nog nie aan gedink het, of gehoor het, of wat in jou hart opgekom het nie, sal hy vir jou gee. Hy maak dit vir jou gereed vir die wat hom lief het. En as jy hom lief het, bewaar sy gebooie. Halleluja. Halleluja. Kan ek saam met jou bid? Ek wil vandag vir Vader vra dat hy jou regtig sal beskerm en dat hy sy karakter in jou sal openbaar, want sy karakter is onfeilbaar en ek en jy moet onderrig word in sy klaskamer. Hoe lyk sy karakter in my en in jou lewe? Kom ons bid saam. Abba Vader, Skepper God van die hemel en die aarde, laat die ganse wêreld vandag weet dat U is die Heilige van Israel, die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. En terwyl die engele in die hemel uitroep, heilig, heilig, heilig is die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom, dat ons op hierdie aarde dieselfde sal uitroep. Vader, dankie dat ons vandag in die klaskamer kon gewees het, om te weet wat ek moet doen met my tabernakel, met my tempel. Ek bid in hierdie môre, dat U karakter by elke luisteraar en kyker geopenbaar sal word. Vader, met die invulling van U sewevoudige attribute van die Gees, dat die salwing van die Gees elke juk sal breek, en dat ons begeerte sal hê nie na kos en water nie, maar na U woord, na die inspraak van die Gees. Vader, ek bid in hierdie dag, dat U ons sal toerus met kennis, dat ons by die voete sal sit van Meester Yeshua, wat niks en niemand van ons kan neem nie. Ek bid vandag vir prioriteite in manne se lewens, in vrouens se lewens, dat ons sal wandel in die regte prioriteitsorde, wat vir U belangrik is, dat ons heilig sal leef, afgesonder, dat ons harte onverdeeld op U gerig sal wees, elke dag van ons lewens. Vader, ek bid vir gesondheid, ek bid vir die leiding en die inspraak van die Gees, en dat hier 'n gees van vasberadenheid, en 'n gees van volharding sal wees, by elke man, vrou, seun en dogter. Dat ons hierdie wedloop sal hardloop, met die durf en die daad om te wen, sodat U naam, U koninkryk verheerlik sal word. Vader, dis my gebed, dis my roepe vandag, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja. Mense, dit was vandag vir my 'n voorreg gewees, om jou weer eens te kon bedien, uit die tabernakel op die plaas De Kuilen, en ek het jou bedien vanuit die waarheid, met ander woorde die plek van heiligheid, net voor die allerheiligste, die voorhof is die weg, ek staan in die waarheid en die lewe. Jy het nie die lewe as jy nie die waarheid het nie. Jy het nie die waarheid as jy nie in die weg wandel nie. Kan jy sien? Daar kan nie 'n ander weg wees, daar's net een weg, en dis Meester Yeshua. En vanuit hierdie posisie wil ek jou vandag seën, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. So Vader, ek seën vandag elke man, vrou, seun en dogter, elke groepie, elke huisgemeente seën ek vandag, dat die aangesig van Vader Jahwe oor elkeen sal skyn, en aan ons die vrede sal gee, dat die aangesig oor hulle verhef sal word, en met hulle lankmoedig sal wees. Geseënd is hulle, Vader, met hulle ingang en hulle uitgang. En die woord sê, wanneer julle my kinders so sal seën, dan sal ek hulle seën. En ek doen dit vandag, in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja. Van my kant, Frik Weideman, Shabbat Shalom.